Welkom hierso by ons in die Kerkbode Ateljee. Dis baie opvallend dat ons sien berigte oor narcisme op Kerkbode kry groot belangstelling, dit word wyd gelees. So ek het gedink, miskien kan ons die gesprek net afskop met 'n goeie definisie van narcisme. So ek dink die eerste ding wat ons moet doen is om die onderskeid te maak tussen 'n narcistiese persoonlikheidsversteuring en dan net narcistiese gedrag. So wanneer dit kom by 'n persoonlikheidsversteuring is dit baie spesifiek in die DSM. Praat van goed soos oordrewe gevoel van eie belangrikheid, beheptheid en fantasie van grootheidswaan om spesiaal te wees en dan ook net deur ander spesiale mense gesien te word, erge manipulasie, 'n sterk gevoel van aanspraak, dis nou entitlement, gebrek aan empatie, dis baie groot en waar mense net glad nie die gevoelens van ander mense in aanmerking neem nie. Afgunstigheid, arrogansie, hoogmoed. So dit is dis wat die DSM sê, maar dit is 'n patroon. So dis 'n patroon wat 'n mens herhaaldelik sien, die patroon verander nie. Maar natuurlik as 'n mens praat van narcistiese gedrag, kan ons almal maar bietjie selfsugtig nou en dan wees. En dis ook natuurlik anders as hoë konflikmense. So die probleem met 'n persoonlikheidsversteuring is, dis moeilik om sulke mense te diagnoseer. Hulle kom nie na terapie toe nie. As hulle kom, is dit gewoonlik in die konteks van iemand anders, soos 'n paartjie wat kom vir huweliksraad. En dan, dit is nie hulle probleem nie. Hulle is nie die probleem nie. Hulle sien nie hulle self as veerloos nie, en is baie moeilik om met sulke mense te werk. So ons kan maar aanneem dat 'n persoonlikheidsversteuring, dat die statistieke nie regtig die realiteit weerspieël nie, en dan miskien meer mense is. Maar op die stadium wanneer dit kom by gewone mense en hulle verstaan oor narcisme, is dit vir my makliker om nie vir mense 'n diagnose te gee nie. So sê nou maar, 'n vrou kom na my toe en sy sê sy ly aan depressie of sy ly aan angs en sy vermoed haar man is 'n narcis. Is dit vir my onbehulpsaam om op dit te fokus, eerder as om vir die persoon te vra, wat doen hy? Wat het jou gebring tot op hierdie punt dat jy angstig en depressief is? So, net om dit bietjie op te som, daar is die persoonlikheidsversteuring wat ons baie moeilik diagnoseer. As dit nou iemand is soos Trump, dan kan 'n mens dit nou van ver af sien. En daar is sekere beroepe waar mens kan sien, okay, die persoon, Rolling Stones, nee, mense wat op 'n so groot Wembley uitboek en hulle. Sulke goed kan 'n mens nou sien, okay, daai persoon het dalk 'n ego aan hom. Maar vir die meeste van die werk wat ons doen met mense om versoening te bring of om te help met geestesgesondheid, is dit nie belangrik om die persoon te diagnoseer nie, veral as hy nie in die vertrek is nie, hy of sy nie in die vertrek is nie. So wat jy sê is in 'n kliniese konteks, en iemand sê, help, my man is 'n narcis, neig jy om meer die roete te gaan van beskryf vir my die gedrag, uit te vra oor wat is jou reaksie op daai gedrag? Is dit dan om te probeer om daai gedrag in die persoon of te kyk wat die ander optrede sou kon wees, of hoe verloop die proses dan vanuit daai perspektief? Ek dink die eerste ding is oneties om enigiemand te diagnoseer as jy nie met hulle self assessering gedoen het nie. Die tweede is dat ek dink die shorthand vir wat 'n narcis is problematies. Omdat wanneer mense kyk na die goed wat ek nou net genoem het, dink hulle die grootheidswaan is, jy weet, dis 'n larger than life mens, en dit is nie noodwendig dit nie. So ons het mense wat overt narcisties is, en dan is daar mense wat covert is, en hulle is wat ons noem 'n fragile narcissist. So hulle is glad nie arrogant op 'n manier wat jy kan sien nie, maar die aandag is op hulle gefestig, hulle soek ondersteuning die hele tyd, daar's 'n negativiteit omtrent dit, maar ook 'n kinderlikheid. Dis daai persoon wat die hele tyd die ruggie moet gevryf word. Daar's altyd iets wat aan die gang is met hulle.
die persoon moet op 'n manier bestuur word of trek die aandag in. Hulle trek die aandag. Ons almal het al by 'n ete gesit by iemand waar die persoon is nie arrogant of jy weet aanvegbaar nie. Is nie 'n hoë konflik persoon nie, maar is daai wat jy net kom het ek nou hier gesit en vir 'n uur nou luister na die storie. Dit kan verskillende gesigte hê. Ek verstaan wat jy sê dat dit is daar's klomp trekke en baie van ons vertoon miskien af en toe van die trekke, maar as dit 'n herhalende ding is en jy vertoon al hierdie trekke en jy is in die klein persentasie mense wat patologies narcissisties is, gestel jy het so 'n persoon. Watter invloed het dit op die mense in daai persoon se sfeer, die intieme konteks? Of watter invloed het dit op die lang duur met die partner, man of vrou van so 'n persoonlikheid? Het is baie moeilik, want jy word nie gesien nie, jy word kleineer, jy word manipuleer op baie vlakke, finansiëel, emosioneel. Jy word afgebreek en ek baie keer is dit nogal, dit is baie hartseer om so 'n persoon te sien en dit is gewoonlik hoë funksionerende mense wat ontsettend moeg is, negatief is. En daai jou liggaam is die hele tyd in daai hoë spanning, jy het die hele tyd daai spanning, want jy kan nie met die persoon praat nie, jy kan nie regtig sê hoe jy voel nie, en dis 'n konstante gevoel van net, jy moet maar dans aan die pype van daai persoon, jy weet, walking on eggshells. Goed, so mens kry hierdie spanningsgevoel, sommer net as jy dit beskryf. My eerste vraag sou wees, en ek kan dink in 'n konteks van waar so 'n persoon na jou kom en sê, help my met hierdie probleem, die gedragspatrone wat jy beskryf is so afstootlik, né? Die gebrek aan empatie, die grootheidswaan, al die goed is afstootlik, maar tog weet ons dat die mense is eintlik aantreklik. Hulle het 'n magnetisme baie keer aan hulle. Hoe werk daai teenstrydigheid? So, dit is die patroon van die lovebombing, so die aanvanklike ontmoeting van hierdie persoon is baie karismaties of mysterieus of daai tall, dark and handsome. Jy weet, daai idee van iemand wat jy voel jy wil hulle beter leer ken en hulle voel ook asof hulle onmiddellik verlief is op jou. En ek bedoel dit nie altyd op 'n romantiese manier nie, maar dit kan ook 'n kollega wees of iemand by 'n kongres of jy voel net, wow, jy weet, dit is 'n ongelooflike, fantastiese persoon. En dit is die aanvanklike intrek, die idealisering. En dit word gevolg, en dit kan 'n kort periode wees of 'n lang periode wees, maar uiteindelik sal daar 'n tyd kom waar die persoon jou nie meer op daai troontjie sit nie. Jy word gedevalue en dan die discard wat inevitably gebeur. So dis daai ek is lief vir jou, ek hou nie meer van jou nie. Dis die push-pull wat gebeur. En dit kan 'n vinnige siklus wees of dit kan 'n stadige siklus wees. So daar's 'n patroon van waar die narcis jou geweldig amper te veel prys gee en jou laat voel asof jy beter is as wat jy miskien is, maar goed laat voel. En dan is daar 'n devaluasie wat hulle jou verneder. En die laaste is 'n tipe van 'n onttrekking of 'n die heeltemal onttrek van die verhouding, verstoting. Is daai patroon, jy sê dit kan kort of lank wees, is dit 'n kenmerk? Daai gedrag is 'n kenmerk. Dit is 'n kenmerk. Ek dink die probleem is dat so byvoorbeeld die narcis wat nie arrogant is nie, daai proses word op klein maniertjies gedoen. Dit is nie 'n groot dramatiese ding nie, né? So slaan die deur maar byvoorbeeld kom ek 'n manier van hoe iemand jou kan afbreek en onttrek is. Ek het 'n argument met my man en sê, weet jy, as jy so met my praat, maak dit my ontsettend ongemaklik en ongelukkig. Ek hou nie daarvan nie. Ek hou nie meer daarvan om mense oor te nooi nie, want jy maak dit vir my onsmaaklik. En dan sê hy net niks. Hy bly doodstil, hy praat nie daaroor nie. Al wat hy doen is, hy's net stil en hy reageer nie daarop nie. Dis 'n manier van totaal en al die argument, die gesprek, die huwelik, die respek vir die ander persoon heeltemal tot 'n einde te bring. En dan kan jy net nie, jy weet, en dan oor 2 of 3 dae bring hy blomme. Dis nou weer daai idealisering, of hy vat jou na 'n restaurant toe wat jy wil hê, of jy weet, hy doen ietsie om dit vir jou beter te maak. En dan dink jy, ag, weet jy,
hy's maar inkennig of hy weet nie hoe met sy gevoelens te werk nie. En dis dan die amper die fout wat jy maak, en dis die goed wat jy in terapie op fokus, is daai ding wat jy doen, wat dit dan weer suurstof gee eintlik. Mens moet wonder, dis vanuit 'n gemoedstoornis oogpunt, wat is die oorsaak? Wat dryf dit binne in die persoon? So in die verlede was dit heeltemal 'n trauma in daai eerste aanvanklike paar jare 0 tot 3. En die idee was dat die kind verwond is en die kind ontwikkel dan 'n valse self om homself te beskerm teen die verwonde kind, né? Dis 'n manier om jou kinderjare te oorleef of om net daai wat dit ook al is, en ek dink wanneer mense dink aan trauma in kinderjare, dink hulle iets negatief moet gebeur, maar dit kan wees dat jou ma depressief is en sy kan nie lekker met jou, jy weet, sy kan nie teenwoordig wees nie, of jou ma en jou pa het erge finansiële probleme in daai tyd en hulle is baie gestres as 'n paartjie. So dit kan 'n traumatiese iets wees wat gebeur het, maar dit kan ook net wees dat jou ouers in 'n slegte plek in hulle lewe was, kan wees dat jy in 'n oorlog groot geword het, of dat iets in die land gebeur wat 'n groter impak het, nie net op jou gesin nie, maar op die gemeenskap in die breë. So die idee is dat iets het gebeur en jy beskerm jouself met 'n valse weergawe van jouself. Dit het bietjie verander in die laaste 5 jaar, waar ons meer begin kyk, en ek gaan nou nie die studies vir jou gee nie, maar daar is 'n idee of 'n nuwe idee dat baie van hierdie mense presies weet en dat dit nie net 'n onwillekeurige ding is nie, of dat dit nie net 'n beskermingsmeganisme is nie, dat dit nogal 'n manipulasie is. En die rede hoekom baie mense begin dink aan dit is omdat mense kan dit aanskakel en afskakel. So hulle kan empatie wys in sekere omstandighede en in ander omstandighede kan hulle totaal en al koud en onemosioneel wees. So my man is 'n skoolhoof en hy doen ongelooflik baie in die gemeenskap en almal sê, hy's darem 'n wonderlike man, en die oomblik as hy sy voet in die huis sit, is hy 'n tiran. Hy praat met niemand nie, almal is angstig, alles moet presies wees, mense sien dit beagtig en daar's 'n afwesigheid van empatie. Ons praat baie oor die verhouding of die impak wat dit in die intieme verhouding op die ander persoon in die verhouding het, maar watter uitwerking het narcisme op byvoorbeeld die kinders in die verhouding? En hoe speel dit uit in hulle volwasse lewens? So ek dink kinders het verskillende reaksies op dit. Daar's kinders wat natuurlik geaktiveer word en so hulle is die angstige kinders, hulle reik heeltyd uit. En ander kinders, jy weet, hulle raak inkennig en hulle probeer hulle self so klein as moontlik maak. Kinders het verskillende reaksies teenoor dit. En sommige van daai kinders raak ontsettend empatiese mense. Is dit om die ampere vakuum te vul? Want daar die gebrek aan... Ek dink hulle is gewoond iemand dophou net om seker te maak wat gaan volgende gebeur. So hulle kry omtrent soos 'n sixth sense of hoe om mense te lees. En baie van daai mense sal jy kry in beroepe waar hulle mense help. En ek sê nie noodwendig narcistiese ouers lei tot empathiese kinders. Ek sê maar net dis een van die goed wat wel gebeur. Maar dis 'n kompensasie vir, klink dit amper. Ja, so om jouself te beskerm. Jy gaan mense so goed leer lees, sodat jy kan uit die pad uit kom as iets na jou toe kom. En hoe werk dit in sisteme, in 'n werkplek byvoorbeeld, wat nou 'n bietjie meer gereguleerd is as 'n gesin, jy weet. Hoe speel dit uit in die kantoor? Jy het vroeër die onderskeid gemaak tussen die patologie en dan net die gedrag. Dit kan tog weet dat 'n leier of iemand in die kantoor baie van daai kenmerke vertoon, en watter invloed het dit dan op sy kollegas of haar kollegas? Ek dink dit is twee goed. Daar's of is dit soos 'n kultusstatus. Kyk nou maar vir iemand soos daai Jobs man met die Apple produkte, nee. Mense was of
ontsettend lief vir hom of mense het gedink hy is 'n verskriklike wrede man. Maar tog die volgelinge, die mense wat gedink het hy is ontsettend kreatief, want hy was. So dis daai tipe ding. Mense is of ongelooflik bang en dan is vrees die ding wat hulle dryf, of hulle is aanhangers. Die interessante ding, jy praat nou van Jobs en jy het vroeër ook oor Rolling Stones gepraat, wat my opval van daai voorbeelde is, dit is, wat dit natuurlik moeilik maak, is dit is mense wat regtig begaafd is. So die idee van 'n grootheidswaan laat my soms dink, wel, dis nie 100% in realiteit gebaseer nie, maar dit moet moeilik raak wanneer die persoon ook na sy eie lewe kyk en dink, wel, ek is soort van iets spesiaal, of Ja, ek dink dit is die ding. So dit is meer as een tickbox en dit is 'n patroon. So ek sien nou Rolling Stones, ek het nou net gedink aan 'n groot band, maar wat is daai mens se naam? Sy kinders hou van hom, né? Sanger is. Mick Jagger. Sy kinders is mal oor hom. Ja. So daar val my teorie al klap af. Hulle sê hy is ontsettende goeie pa en teenwoordig en het na al die sportgoeders toe gekom. Maar daar is tog iets van om op so vlak jouself te deel met mense wat iets indikasie is. So ek dink weer met 'n mens terugkom, dit is 'n patroon, wat in meer as een op meer as een platform of in meer as een situasie gebeur en dis langdurig. Dis nie net iets wat jy het nie net nou, ek dink almal van ons het al ons egos, jy weet, waar iets gebeur waar ons voel, sjoe, dis daarom nou te erg vir my, of jy verloor jou werk, of jy kry nie daai verhoging nie, of jy dit gebeur en dan het jy soos, maar hoekom het daai persoon dit nou gekry? Ek is verseker is ek beter as dit. Ek praat nie van daai oomblikke nie. Ek praat van iemand wat in die oggend as hulle oë oopmaak, is hulle daai persoon. Hulle is die hele tyd op 'n verhoog besig om iets te projekteer. Net hoe jy het vroeër genoem die gebrek aan empatie. Sê net 'n bietjie meer oor empatie per se. Wat is dit presies? Ek meen en hoe lyk dit in die afwesigheid van empatie? Ek dink empatie is wat jy doen wanneer jy stil is en jy probeer verstaan hoe iemand anders voel oor iets. En destyds toe ek deel van my opleiding gesê, jy moet probeer stap in die skoene van die persoon. Maar ek dink dit is 'n stilte om net diep te luister en te hoor wat iemand vir jou verduidelik, nê? En om dit nie oor jouself te maak nie, om net jouself bietjie te verwyder van die situasie en jou absoluut in te lewe van wat probeer hierdie persoon vir my sê oor hulle spesifieke gevoel. Jy het vroeër genoem dat die een neeweffek, as ek dit so kan stel, kan wees dat die kind miskien 'n hoër empatie ontwikkel. Wat is die skadelike uitwerking van grootword in so 'n omgewing? So een van die kenmerke van sulke families is daar's gewoonlik die geïdealiseerde kind, the golden child, en dan is daar die scapegoat. En dit kan ook dit hang af van hoe jy daai persoon hoe jy bly op die skrip van die narcis. So dit kan verander, maar in meeste gevalle is daar die een kind wat so af alles kry, wat hulle self beskerm deur met daai spesifieke ouer 'n alliansie te maak. En dan lyk dit asof die kind ook baie soos die eienskappe het van daai ouer. En dan is natuurlik die kind wat niks kan regdoen nie. Die probleem, dink ek, is dat mense onmiddellik dink dat daai kind wat voordeel kry uit die verhouding met die narcis, dat daai kind in 'n goeie posisie is. Daai kind is nie in 'n goeie posisie. So die lojaliteit het nie noodwendig voordele nie. Dit het voordele, maar nie sielkundige voordele nie. Want jy ontwikkel nie jouself nie. Jy ontwikkel 'n manier om jou pa of jou ma gelukkig te hou. En kan daai gedrag oorgeplaas word in ander verhoudings? Ja, jy gaan dan dieselfde, nie altyd nie, maar baie mense doen dan dieselfde in hulle intieme verhouding. So as ek 'n ongemaklike verhouding met gesag het en my oriëntering teenoor gesag of iemand wat ek liefhet is uit vrees uit of uit 'n skuldgevoel of as
iets wat ek voel ek moet doen. Dat jy het nou nie eintlik, ek wil nie Moedersdag gaan nie, maar ek moet nou maar gaan want dis my ma. Maar my ma is 'n onsmaaklike persoon wat dit vir my onsmaaklik maak en my kinders onsmaaklik maak. Maar dan so dan is dit jou soort van, dis hoe jy doen. So jy's in 'n intieme verhouding of jy's by die werk. Jy kan nie jouself uitdruk teenoor dit nie, want jou hoe jy gesag sien is problematies. So dis die people pleasers, nee, dis dis daai mense wat sê hulle altyd, dis 'n vriendin wat jy 3 uur in die nag kan bel. Dis daai mense wat meer doen as wat hulle moet. Wat natuurlik klink asof dit 'n kompliment is en asof dit iets is waarvoor jy 'n staande ovasie kry, maar eintlik is dit 'n baie skadelike. Ek dink enigiets wat ten koste van jouself gebeur is 'n probleem. So dis baie moeilik om dit vir mense, want natuurlik wil ons hê mense moet omsien na ander en baie empaties wees in verhouding. Maar dis nie die een ding of die ander ding nie. Dis empaties met goeie emosionele grense, met die vermoë om te sê, nee, ek stem nie met dit saam nie, dit gaan nie vir my werk nie, of ek sou verkies dat jy eerder dit en dit doen. Dis nie die een ding of die ander ding nie. Wat die samelewing sosialiseer ons, soos ons nou kan hoor op 'n klein voorbeeld hierso van iemand sê jy raak bekend as die vriendin wat mens enige tyd kan bel. So hulle sosialiseer jou in een rigting en dan aan die ander, soms is dit in konflik met wat gesond is vir jouself. Wat is die sosialiserende faktore wat ons eintlik moet voorsigtig wees? Ek dink baie van dit het te doen met tradisionele waardes en goeders rondom gender. So ek sien nou, as ek verwys na die narcis as 'n man, omdat dit is meer in mans as wat dit kom meer voor in mans as in vrou, maar is definitief albei geslagte. Maar dat is goed rondom wat ons vir onsself sê, hoe ons so ons moet ordentlik wees, ons moet altyd vriendelik wees, ons moet, as ons kyk na geloof, byvoorbeeld draai die ander wang en vergifnis, die rol van vergifnis, en al hierdie goeders is natuurlik baie goeie eienskappe en hoe ons liefdevolle samelewing bou. Maar baie van daai tipe goed, as ons dit nie bevraagteken op sekere vlakke nie, dan mense kan dit manipuleer en gebruik. En dis ook asof daai tipe van aanmoediging in daai rigting maak nie voorsiening vir 'n geval waar jy miskien sit met 'n narcis in die verhouding nie. So daar moet ook onderskei word tussen wat jou spesifieke omstandighede is. Op watter manier beïnvloed die geloofskonteks, geloofsorganisasies hierdie tipe van weerloosheid wat ons het teenoor spesifiek narcisme of daai tipe persoonlikheidsstoornisse? Ek dink meeste gelowe het idees rondom die self en dat die self verminder moet word, nee, dat jou ego nie wat sê Boeddhist, maar jy met ego death het en Christendom is het jy moet jou naaste lief hê en daar's 'n ding van jouself verminder op 'n manier waar jy minder jouself sentreer. En weer eens wil ek sê, dit is nie 'n slegte ding nie, maar dit is dit en iets anders. Daar moet 'n idee wees van die self en jouself beskerm en jouself eers te stel en dan uit daai plek van selfvertroue en weet wie jy is, dan gee jy. Ek dink onmiddellik aan boundaries, dis ook 'n woord, soos jy sê, narcisme is so of in die lug, mense lees dit oral, jy sien dit oral, so dit is 'n ding wat in die tydsgees is, en dit voel vir my die komplement daarmee saam is, dat hierdie hele groter wordende woordeskat rondom hoe stel mens goeie, gesonde grense op. Ek dink, een van die goed is om so die taktiek van narcisme is daai aanvanklike hot and heavy, jy weet, daai liefdesverklaring of die charismatiese persoon op 'n verhoog. Die oomblik as jy dit voel, moet jy self net vir jouself vra, is dit
Is dit 'n ware reaksie? Ken ek regtig hierdie persoon? Jy weet, kan ek regtig hierdie ongelooflike gevoelens hê na net 'n maand of net na een ontmoeting? Is dit realisties? Meeste van die tyd is dit nie realisties nie. En ek dink meeste van ons moet leer om net dinge bietjie stadiger te vat en om mense kans te gee om hulle self te wees. So wanneer ons praat, baie van my werk is met paartjies en dan sê ek vir mense, jy weet, daai chemiese reaksie van die aanvanklike verliefdheid, dit is regtig breinreaktiwiteit wat gebeur. En dit vat omtrent 18 maande vir mense om die projeksie terug te vat. En wat ek bedoel met dit is, in 'n nuwe verhouding sit ons almal ons beste voetjie voor. En dit is in die liefde ontwikkel in dat daai persoon nou wegval en jy dan die persoon in sy totaliteit in 'n vollediger prentjie sien met die swakhede, die leemtes, die blinde kolle, die ek weet daai goedjies wat ons almal maar het van irritasies en dan 'n ingeligte keuse maak, is dit 'n persoon met wie ek 'n verhouding wil hê. En wat sou jy sê vir iemand vir wie wat nou al jare na die 18 maande is? Met ander woorde, eintlik amper aan die einde van 'n verhouding en net terugkyk en besef hierdie was 'n skadelike patroon geweest en ek weet nie eintlik nou ek is nou so laag op my reserves, ek weet nie hoe om nou vorentoe te gaan. Jy weet, Leroux, dit is baie moeilik vir my om daai te antwoord, want sommige mense bly. Jy weet, die antwoord is nie altyd om die verhouding te beëindig nie. Mens kan byvoorbeeld nie jou verhouding met jou ouers aldag beëindig nie. Veral as hulle oud is. Jy weet, as jy self 'n empatiese persoon is, dan gaan jou pa gaan daai moeilike persoon wees, maar jy gaan nog steeds dalk wil 'n rol speel in hulle lewe of opdaag op 'n bepaalde manier. Die idee is dan om dit op jou eie terme te doen. So, sommige mense bly terwille van die kinders, terwille van geloofsoortuigings, terwille van omdat hulle nie kan nie, hulle het nie geld nie en finansiële probleme. Wat ek meer en meer sien is twee goed. Meer mense praat nie net oor moeilike paas nie, mense praat nou meer en meer laat hulle self toe om te praat oor hoë konflik maas. So dis al klaar iets wat grondverskuivend is, want maas was taboe vir baie lang tyd. Was die stereotype maar dat die pa is die probleemfiguur, die geïdentifiseerde en die ma het weggekom met gedrag? Dis meer soos ek dink daar's 'n globale narratief van afwesige paas of 'n moeilike mans of paas wat nie eintlik regtig in die huis is nie. Daar's baie negatiewe en vaar goed wat oor mans gesê word, wat nie iets is waaroor mense maklik gepraat het nie, is oor moeilike maas wat afbreekend is, maas wat narcisties is, maas wat ongelooflike pyn in hulle kinders veroorsaak soos die kinders groot word. So, sal die kenmerke van 'n hoë konflik maar min of meer dieselfde wees as wat ons vroeër gepraat het van narcisme, dieselfde soort van patroon? Dit lyk net anders. Dit speel anders uit. Dis meer manipulerend. Dis meer onsigbaar. Ek gaan vir jou 'n simpel voorbeeld gee. Met ons groot geword het, veral in 'n pastorie, het jou ma net vir jou kyk gegee, dan het jy geweet, dis boekdele in dit. Van voordat ons al gekom het by 'n plek, was daar gesê, jy gaan niks vra nie, jy gaan mooi hallo sê, jy gaan groet, jy gaan dankie sê, maak nie saak wat hulle vir jou gee nie, jy gaan 'n bietjie daarvan eet en glimlag, né? So, dit is nou 'n positiewe ding, want dit help met sosialisering. Daai selfde ding, daar is mense of kinders wat net moet opkyk en dan kyk hulle vir daai ma en weet presies wat die subteks is sonder dat enigiets gesê word. En die ander verskuiwing is dat ek dink meer volwasse kinders doen wat baie mense nie verstaan nie, is hulle verminder die verhouding. So low contact, no contact. Hulle vervreem hulle self van hulle ouers af. Is dit 'n strategie of is dit iets wat net gebeur sonder dat jy dit noodwendig? Nee, dis baie intentioneel.
Dus as ek het terapie toe gekom, ek het nou vir 4 of 5 jaar gesit met die terapeut en ek het net hierdie kapasiteit om eintlik in daai situasie met my ouers te wees nie. So ek hou op om 'n verhouding met hulle te hê. Of ek het 'n baie verminderde verhouding met hulle. Dit gebeur meer en meer. En dit is 'n bemagtigende ding, tog? As mens klink Ek weet nie, Leroe, ek moet vir jou in alle eerlikheid sê, daar is iets omtrent ouers en kinders. Dit is, ek dink as dit mense wat besluit om alle kontak met hulle ouers te verbreek, is diep seer gemaak. Dit is onnatuurlik vir mense, dis hoekom dit so moeilik is om daai verhouding te herdefinieer. Daar's maar altyd 'n verwonding. Mense wil nie met hulle ouers nie 'n verhouding hê nie. So as hulle daai stap vat, is dit regtig ekstreem. ek wonder, miskien soos van ten slotte die wat is, moet nie sê salf is daar te smeer nie, maar wat is die as mens regtig begin in die oë kyk dat daar 'n probleem is en die goed sien, met ander woorde nie net op sterkte van 'n slegte naweek 'n diagnose probeer maak nie, maar as jy deur 'n lang patroon en in jou eie prosesse sien, hierdie is 'n storie in ons gesin byvoorbeeld. Wat is die pad vorentoe? Is dit terapie? Is dit net nog verdere navorsing oor die onderwerp? Wat sou jy aanbeveel? Is dit 'n kombinasie van alles? Ja, ek dink weer terug na die diagnose toe. As dit iemand met 'n persoonlikheidsversteuring is wat regtig kwalifiseer om vir daai diagnose, is jou kanse maar skraal dat enigiets gaan verander. En dan gaan jy of jouself moet verander in jou manier van hoe jy met daai persoon omgaan. So kom ons sê jy werk vir 'n oliemaatskappy en jy kry 'n klomp geld en jy vlieg die hele wêreld vol, maar jou onmiddellike lynbesteeder maak jou lewe ondraaglik. Maar jy wil nie al daai opgee nie. Dan gaan jy moet 'n ander maniere kry van hoe om met daai persoon om te gaan, en dit is letterlik wat jy vir jouself moet leer om dit te doen. Om dit te navigeer, om met daai persoon 'n verhouding te hê sodat jy jou werk kan behou en nog altyd kan vorentoe gaan in jou loopbaan. Dit is baie moeilik, maar jy kan dit doen. Daar's mense wat spesialiseer in net om mense te bemagtig binne in sulke situasies. Wat meer waarskynlik is dat soos met boelies, as jy bietjie meer selfgeldend is en jy staan op vir jouself en jy kommunikeer en jy het goeie grense, is meeste hoë konflik mense verander. Of hulle nou van binne verander omdat hulle 'n wesenlike verandering het, en of hulle net respek vir jou kry, of omdat hulle die verhouding wil hê. Baie ouers wat baie drakonies was toe die kinders jonk was, verander, hulle versag, hulle raak ander mense, hulle kry klein kinders. Hulle kan sê hulle is jammer, wel hulle het nie van beter geweet nie. Hulle was ook maar net mense gewees. So meeste mense, dink ek, as jy leer hoe om grense vir jouself te hê. As jy self terapie toe gaan om vir jouself 'n stem te kry, want as jy uit so 'n gesin uitkom, het jy nie noodwendig 'n stem nie. Jy weet nie wat jou ma se stem in jou kop is en of wat jou eie stem in jou kop is nie. Dis baie baie moeilik. So daai individuering wat moet gebeur hiervan so, wat hulle mense sê, so 15 af, wat jy nou jou eie mens begin word. Daai proses en ontwikkelingsproses word onderbreek, en so dan moet jy op 'n later stadium hopelik met die hulp van 'n terapeut of 'n goeie partner of 'n huweliksmaat of iemand in jou gemeenskap, kan jy daai pad vind om jouself te ontdek. En as jy jouself ontdek het, moet jy weet wat jou grense is. So baie mense het glad nie 'n idee van wat goeie emosionele grense is nie. Dis 'n goeie onderwerp vir 'n volgende keer. Dankie. So plesier, dankie.